Right. Ek wil vra dat julle asseblief dus saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons raak in hierdie oggend voor U stil en ons betuig ons dankbaarheid teenoor U, dat U ons 'n nag van rus gegee het en dat U ons met nuwe krag opgewek het vanoggend. Ons is dankbaar dat U ons gebruik in U diens ook in hierdie wêreld en dat ons ook die verantwoordelikheid het om U stem te laat hoor en te laat klink. Ons weet dit, Here, en ons wil dit ook graag doen en ons wil hierdie Bybelstudie dan ook gebruik as 'n geleentheid om baie duidelik op te roep tot berou en bekering. Ons het nie haat vir mense wat homoseksueel is nie, inteendeel. Ons roep hulle ook op tot die pad van berou en bekering, die regte pad. Dit is vanuit werklike liefde dat ons ook vir mekaar sê wat in U woord staan en wat werklik belangrik is en dat ons ons lewens almal moet aanpas aan die hand van dit wat U vir ons sê. Ons bid dan nou vir die leiding van U Heilige Gees en ons vra dit in U Seun se naam. Amen. Nou goed, ek wil in 'n sekere sin die opsomming gee van verlede week se Bybelstudie. Hierdie is dan deel 2 oor homoseksualisme of homoseksualiteit. En ek gaan kortliks gou weer terug na Genesis hoofstuk 1 toe, Genesis hoofstuk 1 en hoofstuk 2, voordat ons na die stuk toe gaan. Dit is maar die fundament vir hoe ons mens wees verstaan en ook hoe ons seksualiteit as mense moet verstaan. So ek gee vir julle 'n kort oorsig daarvan. Dit begin dan met God wat skep en dan kom hy in vers 26 en ons lees en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Nou ons het verlede week gesê, let op die meervoude in vers 26, wel mens moet seker sê, jy moet eers let op daai enkelvoud God, dat God spreek, maar dat wanneer hy dan ook praat, dan sê hy, laat ons, en hy verwys na homself in die meervoud, en dit verstaan ons as dan die Vader, Seun en Heilige Gees, op grond van die duidelike openbaring wat ons vind in die Nuwe Testament, sodat God bestaan as een wese, maar ons onderskei 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. Dis ook belangrik om raak te sien, dat God sê, mense, hy sê nie net mens nie. Aan die begin skep hy net vir Adam, maar van die begin af was dit duidelik sy plan in terme van sy raadsplan, dat daar meer as een mens geskep sal word. Nou, God skep net die eerste 2 mense, daarna wil hy hê dat mense moet in hierdie wêreld kom deur die proses van voortplanting. En wat hy natuurlik ook beheer, en hy bepaal elke mens wat gebore word, wie daardie mens is, en in 'n sekere sin is die mens steeds die skepping van God, maar ons is ook nie die skepping van God in die sin wat Adam en Eva dit was nie. Hulle het God gemaak as die eerste 2 mense. En dan is dit belangrik om raak te sien, in daai meervoud lê ook die gedagte, dat God die mens, uiteindelik weet ons wat ons lees verder in die Bybel, die mens geskep het as 'n man en 'n vrou. En beide van hulle, dis wat daai meervoud ook sê, is die beeld of die gelykenis van God. Nie net die man nie, en nie net die vrou nie, maar albei van hulle is die beeld van God. Dit sê ook verder dat die feit dat God mense geslagtelik skep, met ander woorde man en vrou, Ish en Isha, dis die Hebreëse woorde, is dat hy wil hê dat daar hierna moet daar 'n proses van
'n voortplanting wees, waardeur die aarde dan gevul word. En ons lees dan verder in vers 27, en God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, man en vrou het hy hulle geskep. So jy kan daai mense beter en duideliker verstaan as jy begin kyk na vers 27, nee. Dan is vers 27 is eintlik 'n nadere en duideliker verklaring van die woord mense. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Dit is eintlik 'n herhaling, maar dit is ook typies van die Hebreëse skryfwyse. Man en vrou het hy hulle geskep. En dat dit God se plan is dat uit hierdie geslagtelikheid van man en vrou die aarde gevul moet word, is verder duidelik. As 'n mens kyk na vers 28, hoe God dit visualiseer, hoe hy sy plan uitdruk en vir die mens uitspel, as hy sê, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, en vul die aarde. In ander woorde, as beeld van God wat hy geslagtelik skep, man en vrou, is die opdrag uit hierdie verhouding tussen 'n man en 'n vrou moet die aarde gevul word. Is ontsettend belangrik dat 'n mens hierdie goed van die begin af raak sien. En dat dit is in hoofstuk 1 van die Bybel. En dan wanneer God kom en uiteindelik praat oor die saak van homoseksualiteit, soos dit gestalte gekry het by die heidene, en hy is negatief daaroor, dan kan 'n mens heeltemal verstaan waarom is God negatief daaroor. Want dit is direk in stryd met sy skepingsordonnansie van hoe sy beplanning met ander woorde werk. Sy beplanning beweeg heeltemal in 'n ander baan. As jy dan gaan kyk na hoofstuk 2, kry ons meer besonderhede en daar's 'n verskil tussen die skepping van Adam en die skepping van Eva. En dit word in besonderhede dan vir ons gegee in Genesis 2. As daar gepraat word van Adam, dan, en ons het dit verlede week gehad, dan skep God Adam uit 'n baie meer basiese materiaal, 'n meer basiese boustof, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So Adam kom van die aarde, is uit die aarde geskep, maar God kom, verskoning, en anderste as by die diere, is daar persoonlike kontak tussen God en Adam, deurdat God asem in sy neus inblaas. En so het dan die mens 'n lewende siel geword. Onthou nou, God se beplanning was die hele tyd mense, maar hy maak net eers een mens, en dit is nou Adam. As ons nou verder lees, dan kom ons nou agter, Adam kom agter dat daar by hom 'n behoefte is, dat daar by hom iets kort, en dan spreek God dit ook aan, en hy skep vir Adam 'n hulp wat by hom pas. Dis wat vers 18 sê, of vanaf vers 18. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Daai woord vir mens, of is dan ish, of man. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Ek het vanoggend 'n klompie goed opgestel vir die susters, spesifiek oor die feit dat die vrou kry die eretitel van 'n hulp, en die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hulle na die mens gebring om te sien
hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens daar name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. En om name te gee vir alles, kyk Adam met ander woorde die skepping baie deeglik deur. En wat hy vind, is dat daar's nie 'n hulp vir hom nie. Daar's nie iemand wat by hom pas nie. En toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. Adam raak in die slaap, en nou kom die belangrike verskil wat vir 'n mens ook wys wat die aard van die vrou is. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. So God gaan en die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. So Eva word nie gemaak uit die stof van die aarde nie, alhoewel sy per implikasie ook daaruit gemaak is, word sy uit verfynde materiaal gemaak, as het ware, verfynde materiaal wat God reeds verwerk het, toe hy vir Adam geskep het, en uit hierdie rib van Adam word Eva dan gemaak. En toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy is deel van my, en ek kan sien hoe sy deel is van my, maar sy is 'n verfyning ook van Adam, nee, ons weet dit nou. En daarom, om daaraan uitdrukking te gee, dat sy 'n ontwikkeling is, 'n verfyning van Adam is, word die woord vir man, word dan nou mannin, dit kry 'n uitgang. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem. En daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en dan weer eens die gedagte van geslagtelikheid en die roeping wat God gegee het in Genesis 1, van vul die aarde, en hulle sal een vlees wees. Daar staan nie net en hulle sal een wees nie, daar staan baie spesifiek en hulle sal een vlees wees. Dit suggereer dat hierdie twee mense is geskep om werklik by mekaar te pas, om by mekaar te hoort. So, as jy net hierna kyk, onmoontlik, begin jy vir jouself sê, maar ek kan verstaan dat die res van die Bybel baie duidelik sê, dat God het 'n ernstige probleem met homoseksualiteit, want dit gaan direk in teen sy oorspronklike bedoeling en beplanning, dat daar is geen ruimte in die Bybel, daar is geen ruimte in God se beplanning vir homoseksualiteit nie. En ek dink dit is 'n geweldige belangrike punt wat 'n mens heel aan die begin moet oor duidelikheid kry. Anderste gaan jy so maklik dit heeltemal verkeerd vat en jy gaan uit menslike oorwegings kom met allerhande wêreldse argumente. Goed, nou as ons nou 'n bietjie verder kyk na hierdie gedeelte, dan wil ek maar begin op bladsy 2, en ons het gepraat oor die mens wat geskep is as die beeld van God, en ek wil nou nie weer te veel daaroor sê nie. Ek dink dat ons kan begin praat oor die aard van die mens, het ons 'n bietjie gepraat nou, en dat die mens dan anderste is, as byvoorbeeld die diere. Dit beteken ook, dat ek as 'n man en jy as 'n vrou
het die verantwoordelikheid om te probeer bepaal, wat is God se oorspronklike bedoeling? Hoe sien God dit? Hoe wil God hê moet ons funksioneer? Wat wil hy hê moet ons doen? Hoe moet ons leef? Wie moet ek wees? Wie moet ek as 'n man wees in my verhouding met my vrou? En dan moet ek daarna streef om dit ook te vervul. Want 'n mens sit met 'n probleem dat mense identifiseer hulle self nie met die rol of die geslag waarin God hulle geskep het nie. Maar my punt is, dat net soos wat ek as 'n man my moet identifiseer met my rol en my verantwoordelikhede, so moet elke persoon wat 'n man is, dit doen. Dit is iets wat 'n mens ook, daar's baie wat jy ook moet leer. En sommige van dit is nie maklik nie. So nou kom mense met, maar ek voel nie, dis nie vir my iets wat maklik is nie. Dis nie vir my iets wat natuurlik is nie. En dan wil hulle dit nie uitleef nie, nee. Want hulle dink dit beteken hulle moet dan eerder 'n vrou wees. Die punt is, dit is vir ons almal iets wat ons moet leer en wat ons moet ook ontwikkel. Goed. Dit is belangrik dat 'n mens 'n paar goed raak sien, en ek wil nie nou gaan op die hele debat van die vrou in die amp nie, maar in die proses wat God geskep het, gee hy vir ons 'n bepaalde orde. En ek kan sien hoe dat Paulus later in die Nuwe Testament daarna verwys en dit as belangrik beskou. Dit is dood eenvoudige feit dat God in sy wysheid toe hy geskep het, besluit het om op 'n sekere manier te begin. En hy begin spesifiek met met Adam, weerspreek ek myself nou. Adam word eerste gemaak en Eva dan tweede. Adam word van die grond gemaak en Eva van die liggaam van Adam. Adam is die hoof en Eva is sy hulp in sy diens na God toe, en Adam is manlik en Eva is vroulik. Daar is ook verskillende tipes huwelike wat ons van lees in die Ou Testament, en ek wil daaraan erkenning gee. Ek lees tans, ek is redelik ver gelees al in die boek Genesis, en dit is vir my opvallend, hoe dat God die huwelik of die monogame huwelik, ek moet ook sê die heteroseksuele huwelik, gebruik in sy groter raadsplan. Nou, as 'n mens gaan kyk, ek moet nou net seker maak of ek nou op die regte manier met julle geshare het, ek dink ek het dalk nie, ek moet nou net seker maak, ek share op die regte manier met julle, daar is hy. Nou ja, as 'n mens gaan kyk, ek share nou op die regte manier met julle, dan sien 'n mens hoe God hierdie heteroseksuele huwelik inbou in terme van sy verbond en sy beplanning, en dis deurgaans in die Ou Testament so. Maar die monogame huwelik is die ideaal. Hoe weet ek dit is die ideaal? Wel, dis waar God self begin. Hy skep vir Adam en Eva. Hy skep byvoorbeeld nie vir Adam en Eva en Sari en Gerda nie. Hy skep net vir Adam en vir Eva. Op 'n stadium was daar 'n kollega uit 'n ander kerkverband, en hy het die hipotese gehad dat polygamie, 'n bigame huwelik, is nie verkeerd nie. En jy weet byvoorbeeld dat by groepe soos die Mormone in Amerika bestaan die gedagte dat 'n man mag meer as een vrou hê, en hulle baseer dit baie sterk op die Ou Testament. Maar dit was nooit God se bedoeling van die begin af nie. So selfs Abraham, wat die vader van die gelowiges is,
se polygame verhouding met meer as een vrou en huwelik met meer as een vrou. Daardie huwelike is die Bybel baie eerlik oor, is van die begin af problematiese verhoudings. Daar's altyd probleme in daardie verhoudings. 'n baie goeie voorbeeld is byvoorbeeld al die moeilikheid wat Dawid gehad het. En ek kon dit uitgelig het ook weer eens met die voorbeeld van Abraham, die gebruik van vrouens en byvrouens. Dit is eintlik Laban wat Jakob in 'n posisie geplaas het dat hy meer as een vrou gevat het. Jakob het dit nie noodwendig van die begin af so gedink nie of beplan nie, maar Laban wat 'n heiden is, het dit so veroorsaak dat Jakob in daai posisie beland. En daarna byvoorbeeld, die kyk na die ellende van koning Dawid se lewe, die ellende van Salomo se lewe. So daar's vir my, dit is eintlik vir my 'n loutere onsin wanneer iemand 'n proefskrif wil skryf om uit die Bybel uit te probeer bewys dat 'n polygame verhouding van een man meer vrouens kan jy regverdig op grond van die skrif. Ek dink jy lees die skrif soos wat jy hom wil lees, jy lees hom nie soos wat die Bybel dit vir ons aanbied nie. Dink jy is met opset blind vir wat die Here daarin aan ons openbaar. So die Bybel ken 'n bigame huwelik, maar is nie daaroor positief nie. En nog 'n voorbeeld van 'n tipe huwelik wat 'n mens kry, is 'n matriargale huwelik. Matriargale huwelik is 'n huwelik waarin die vrou die hoof van die huis is. En dit is ook iets wat die Bybel nie ken nie. Die man word aangewys as die hoof van die huwelik of die hoof van die huisgesin. En oor die algemeen, ons het ook 'n spreekwoord in ons in Afrikaans, as ek sou sê, die vrou dra die broek in die huis, kan ek nou maar vir julle vra, is dit iets positief of iets negatief? En die meeste van julle gaan onmiddellik vir my sê, dit is iets definitief negatief. Nee. Ons weet dat daai uitdrukking, dat die vrou dra die broek in die huis, verstaan ons nie positief nie. En dit skep probleme, dit skep geweldige probleme in huise waar dit so is. Nou ja, ek gaan nie in op al die redes hoekom dit so is nie. Dan kry jy ook groepshuwelike, en jy mag dink dit is iets nie. Dit is nie, dit was waar mense in 'n groep met mekaar getroud is. Dit het al in die 50er en 60er jare van die vorige eeu voorgekom, en solank as wat jy 'n verhouding met iemand binne die groep het, dan is dit geregverdig. Daai goed het natuurlik nooit uitgewerk nie, want almal wil uiteindelik 'n verhouding hê met een sekere persoon in daardie groep, en dit werk natuurlik net nooit uit nie. Goed, en dan het ons nou die laaste paar jare, en dit is 'n relatiewe nuwe verskynsel weer in ons moderne tyd, het ons nou hierdie aandrang gekry op die gay huwelik, waar mense sê, maar hulle kan ook in 'n huwelik wees en aan mekaar getrou wees, want dit is hulle oriëntasie. So solank as dit is hoe God jou geskep het, dan moet jy so wees. Ek wil vir jou kategories sê, as God jou geskep het as 'n man, dan moet jy 'n man wees. En as hy jou geskep het as 'n vrou, dan moet jy 'n vrou wees. God is nie onduidelik daaroor nie, daarom het hy aan jou 'n bepaalde duidelike geslag gegee. God skep nie mense om soos 'n man te lyk, maar hy moet eintlik 'n vrou wees nie. Ek kom met daai idee uit jou kop uitkry, jy is besig met ongehoorsaamheid. En enige iemand wat jou voorpraat, of dit nou 'n teoloog of 'n sielkundige of wie ook al is, of wat se dokter, professor of gogga dit ook al mag wees, lees die Bybel nie vir wat die Bybel dit vir ons aanbied nie. Die feit van die saak is, as God jou geskep het om 'n man te wees, moet jy 'n man wees, en 'n vrou moet jy 'n vrou wees. En daai hele redenasie is 'n duiwelse redenasie om te sê, dat solank as wat jy getrou is aan jouself, as jy dan voel jy die drang na
'n vrou wees terwyl jy 'n man liggaam het, dan is dit reg. Jy moet net getrou wees aan jouself. Dit is 'n tipiese heidense redenasie. Dit ongelukkig het dit ook die kerke binnengedring en hoor jy dit op sekere kerkgemeenskappe se kerklike vergaderings. As julle gewonder het, die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, die GKSA, het 'n hele paar jaar gelede al 'n mediaverklaring uitgereik waarin ons baie duidelik onomwonde gesê het dat die woord van die Here sê dat 'n gay huwelik kan nie plaasvind nie en dat dit is teen die Bybel en teen dis die wil van God. So ons het dit al gesê, ons gaan dit nou nie elke synode weer sê nie. Ons gaan dit nie oor en oor sê omdat sekere ander Afrikaanse kerke hieroor in verwarring is nie. Dis nie nodig om dit oor en oor te sê nie. Ons weet wat die woord van die Here sê. Die feit dat mense in verwarring is omdat hulle die Bybel deur die verkeerde lense lees. So ons het dit al gesê, en as jy regtig daardie media verklaring wil hê, dan sal ek hom vir jou gaan soek en ek sal hom vir jou stuur. So ons het nie nou eers weer daaraan aandag gegee nie, ons is klaar met hierdie debat. Ons sal daaroor profeties getuig, maar ons gaan nie oor en oor daarna toe teruggaan nie. Goed, so ons weet die enigste huwelik, en julle het dit saam met my gelees in die Bybel, wat die woord van God is, dat die enigste huwelik wat daar is die huwelik tussen een man en een vrou. En die woord van die Here is baie duidelik hieroor. Ek verwys ook hier na Maleagi 2 vers 15. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. So homoseksuele omgang is uit die aard van die saak vir die Here verkeerd. Die Here het ons tot een tipe huwelik verbind, dis die monogame huwelik, een man, een vrou. Homoseksuele huwelike en dade staan lynreg in stryd met die openbaring van God. Dit blyk uit die feit dat God een man en een vrou gemaak het. En die dinge, die goed kan julle maar net weer hier deurlees. Ek dink dit is eintlik voor die hand liggend. Die huwelik is vir alle simbool van God se verkeer en verhouding met ons. Die man is die hoof van die huis en daarin is hy die simbool van God en die vrou is die een wat onderdanig is en sy is die simbool van die kerk en beide se rolle is tog onontbeerlik en belangrik en een nie belangriker as die ander nie. En ek dink dat ons moet wegkom van die persepsie dat byvoorbeeld die rol van die vrou waaroor ek baie skryf deesdae en baie hard aan werk in ons eie gemeente is minderwaardig. Dit is nie, dit is net so belangrik. Hierdie intieme verhouding tussen God en sy kerk word 'n verbondsverhouding genoem en julle sal weet dat ons gereformeerde teologie is 'n verbondsteologie. Ons maak dus besonder baie van die verbond. Nou goed, gaan lees 'n bietjie die huweliksformulier deur. Ons het 'n pragtige huweliksformulier. Moenie die fout maak om te dink dat alle kerke gebruik hierdie huweliksformulier nie. Ons gebruik nog die suiwer huweliksformulier. Jy kan agterkom dat in baie kerke is daar iets van ons huweliksformulier, maar dit is aangepas of dit is verander. Nou, die huweliksformulier maak die punt dat God het die huwelik ingestel, hy het gesorg dat die huwelik kan voortgaan. As voorbeeld daarvan word verwys na die eerste wonderwerk wat ons Here Jesus gedoen het by die bruilof in Kana, sodat daar die huwelik gesluit kon word. En dan kom hy
En God gee definitiewe rolle aan 'n man en 'n vrou in daardie verhouding. Hy sê byvoorbeeld, ek haal die huweliksformulier nou aan, en dan moet u man besef dat God u as hoof van die vrou gestel het, soos Christus die hoof van sy gemeente is, met verwysing na daardie locus classicus, Efesiërs 5 vers 23 en 25. U moet haar lief hê en verstandig lei, onderrig, vertroos en beskerm, en haar as vrou eer. U moet nie teen haar verbitterd word nie, maar verstandig met haar saamwoon. U moet ook ywerig en getrou u beroep beoefen, sodat u gesin eerbaar kan onderhou en ook aan die behoeftiges iets kan gee. So die rol van die man kan 'n mens baie duidelik sien as hy is die een wat uit die huis uit beweeg, wat verdien en sorg vir die huis, want hy is die sterkere. Hy kan uit die huis uitbeweeg en daar buite 'n lewe gaan maak. Sy vrou is meer die een wat as die man uitbeweeg, dan moet die vrou die tuiste beskerm en die tuiste bestuur. En u vrou moet u man lief hê, om eer en gehoorsaam wees in alles wat reg en billik is, net soos die gemeente aan Christus onderdanig is. Goed, die oomblik wanneer mense van dieselfde geslag in 'n huweliksverhouding met mekaar te staan kom, dan doen hulle eintlik totaal afbreek aan alles wat God beplan het. Dit is glad nie soos wat God dit sê nie, is glad nie soos wat hy dit beplan het nie. En dit gaan uit die aard van die saak dan nie net dis teen die wil van God en teen die woord van God. Jy kan in jou diepste nie die beeld van God ook wees nie, want die huweliksverhouding is so 'n intieme gedeelte van jou lewe, dat dit tas jou geweldig diep aan in terme van jou beeld as beeld van God, dat jy maak jouself eintlik minder as die diere, want jy lewe op 'n dierlike wyse. Jy gee uiting aan jou welis, dis jou diepste dryfveer. Want hoekom sal jy in 'n verhouding gaan met iemand van dieselfde geslag, waar jy weet julle waar julle seksueel gaan verkeer, maar daar is geen moontlikheid van voortplanting nie? Wat is dit? Kom ek sal vir jou sê, wat is dit? Mens noem dit welis. Dis al wat dit is. Met ander woorde, jy gee uitvoer en uitdrukking aan jou diepste begeerte, wat in hierdie geval 'n verkeerde gerigte begeerte is. Dis nie meer 'n begeerte om uitvoer te gee aan die opdrag van God om die aarde te vul nie, want twee mense van dieselfde geslag kan nie die aarde vul nie. Dis tog onmoontlik. En daarom is dit 'n verkeerde praktyk dat dit toegelaat word dat mense van dieselfde geslag byvoorbeeld 'n kind kan aanneem. Want hoe gaan hulle daai kind in elk geval opvoed en grootmaak? Wat se voorbeeld stel hulle vir daardie kind? Daardie kind moet mos nou 'n beeld vorm, dat hy of sy kan verstaan, hoe moet hy imagio Dei wees, beeld van God wees in hierdie wêreld. En al is daar 'n manlike figuur en 'n vroulike figuur in daardie huwelik, hoe absoluut verwarrend is dit vir daardie kind as gelowige, om te bepaal hoe moet daardie kind beeld van God wees. Dit is alles is teenoor en in stryd met God se beplanning. Niks werk uit nie, niks is logies nie, niks is skriftuurlik nie, en ek sou seker maar nie eers gesê het logies nie,
Dit werk net nie uit nie. Dis heeltemal teenoor, die teenoorgestelde. Dit is die omdraai van wat God beplan. Nou kan jy vir jouself dink, nee, uit dit wat ek nou hier gesê het, dat homoseksualiteit is eintlik 'n omkeer van die orde wat God bepaal. Wie se besigheid is dit? Wie se hoofdoel is dit? Om dit wat God bepaal, dit wat God beplan, om te keer, om te draai, te verdraai. Niemand minder as die duiwel nie. En as die kerk dan nou homself begin besig hou met hierdie debat, asof dit 'n groot debat moet wees en 'n groot gesprek moet wees, of kan daar 'n omgekeerde verhouding wees, terwyl God baie duidelik sê, hier loop die lyn, volg hom. Maar nou begin die kerk daaroor praat, is daar nie nog 'n opsie wat in presies die teenoorgestelde kant loop nie, in die teenoorgestelde rigting gaan nie. Waarmee is jy dan besig? Ek dink dit is redelik duidelik. Want as 'n mens die Bybel lees, en jy lees van wie God is, wat God doen, en jy lees van wie sy teestander is, en wat sy teestander doen, dan behoort dit vir jou duidelik te wees wat is hier besig om te gebeur, en wat is hier aan die gang. Dan wil ek vir jou vra, hoe gaan dit met die kerke, wat op hierdie weg is? En waar het dit begin? Waar het die skeeftrekking begin? By daardie kerkgemeenskappe. Het dit nie begin juist by daardie punt, dat mense gesê het, maar ons dink dat die Bybel is 'n bietjie 'n verouderde boek. Ons moet, en ek praat nou soos wat hulle redeneer, ons moet hier 'n bietjie 'n modernisering doen van die inhoud van die Bybel, en die modernisering moet ons begin in terme van hoe God die verhouding sien, man, vrou, wat 'n man doen, wat 'n vrou doen, in die kerk en buite die kerk, dis waar dit begin het. En nou trek hulle al by die punt van, in die huwelik, en in die huis, en die totale verwarring en chaos, wat besig is om los te breek in huise, en in 'n gemeenskap, in 'n samelewing. En wie se werk is chaos? Wie is die chaosmagte teenoor die God van orde? Dis tog duidelik. Hoe kan mense so blind wees hiervoor? Hoe kan teoloë so blind wees hiervoor? Hulle is blind daarvoor, want hulle lees nie meer die Bybel as die woord van God onder leiding van die Heilige Gees nie. Dan sien jy dit nie meer nie. En jy raak verstrik in 'n debat oor homoseksualiteit op kerklike vergaderings, wat nie eers daar tuis hoort nie. Wat nie eers 'n kwessie hoef te wees nie. Want jy behoort helder en duidelik omlyn te kan sien, wie is hier besig om die kerk op 'n verkeerde spoor te neem. So goed, ek dink die punt is gemaak. So hier word duidelik dan gepraat van die vrugbaarheidsopdrag en die heersopdrag. Die mens moet vermeerder, maar nie onbeperk nie. Daar is 'n duidelike begrensing sodat totdat die aarde gevul is. Die opdrag behels dus dat die mense meer beelddraers van God moet verwek. Nou, om 'n beelddraer te verwek, is jy moet die doopbelofte nakom en jy moet daardie kind opvoed om 'n beelddraer te wees. Daar's nie eens by my sprake van homoseksuele mense wat 'n kind doop nie. Daar kan nie so iets wees nie. Dit is 'n totale onmoontlikheid. En ek weet, dit sal waarskynlik op baie plekke gebeur, maar in terme van die skrif en hoe God dink en praat, is dit 'n onmoontlikheid. Die tweede opdrag is om die koningsbeeld van God uit te oefen en te heers en te regeer oor die skepping. 'n Homoseksuele huweliksverhouding verbreek hierdie opdragte van God, omdat daarvan vrugbaar wees met die doel om te vermenigvuldig nie sprake is nie, en die homoseksuele verhouding word 'n sondige platform vir die misbruik
van die mens se welis en die uitleef van die mens se welis. Goed, so, wat is ons opdragte teenoor mekaar in Efesiërs 5 vers 22 en verder? Reël die Here die verhouding tussen die man en die vrou in die huwelik. Aan die vrouens word die opdrag gegee om aan hulle eie mans onderdanig te wees. Net op die belangrike in vers 22b, soos aan die Here, onderdanig aan mekaar, soos aan die Here. Die vrou onderwerp haar aan haar man se leiding, soos wat die kerk hom aan die of haar aan die Here onderwerp. Die onderwerping beteken nie slaafsheid nie, maar eenheid. Die man moet sy eie vrou lief hê. Dis nie sinlik of wellustige liefde nie. Dis die soort liefde wat God vir sy kerk het. En dis 'n opofferende liefde, 'n prysgawe liefde, 'n liefde wat vir altyd kan hou, omdat dit nie net welus gebaseer is en jou liggaam word oud en jou hormone verander, want dan verdwyn daar die liefde. Maar soos Christus sy gemeente lief het. Christus het sy kerk so lief gehad, dat hy daarvoor gesterf het. Goed, so, betreffende homoseksuele verhoudings is in sommige kerke reeds wettig. Een voorbeeld is die gereformeerde kerken in Nederland. Nou, as jy dit gaan afkort, of die dan kan jy dalk ook uitkom by die NG Kerk. Ons het nie bande met hierdie kerke nie. Ons het geen bande met, daar is ook 'n Nederlandse gereformeerde kerk. Ons het nie bande met hulle. Enige kerk wat homoseksualiteit of lesbiese verhoudings goedkeur, ons het nie bande met hulle nie, ons soek nie bande met hulle nie. En dit is deel ook van die rede waarom ons nie meer verder in gesprek is met kerke in Suid-Afrika wat hieroor wonder nie. En wat hieroor onseker is nie. Ons kan nie hieroor wonder nie, ons kan nie hieroor onseker wees nie, want dit is 'n groter aanslag van die duiwel op die kerk. En daarom kan ons nie meer met mekaar praat nie. Ons praat nie meer dieselfde taal nie. Hierdie siekte verskynsel het ten diepste sy wortels in die sondeval van die mens in die paradys. En die Bybel spreek hom baie duidelik hier teen uit. Ek dink die ganse Ou Testament en ook die Nuwe Testament, daar is werklik baie duidelike skrifgegevens. En enige iemand wat vir jou probeer die indruk gee dat dit is onduidelik, is besig om met opset die water vir jou troebel te probeer maak. Hulle probeer eintlik met opset jou deurmekaar maak. Hulle probeer met opset dit vir jou moeilik maak. En is besig om wanorde te veroorsaak, chaos te veroorsaak, onsekerheid te veroorsaak. Daai goed is alles die werk van die duiwel. Ek wys maar net hier op weer eens op van die bekende duidelike tekste, Ou en Nuwe Testament. Ek dink baie duidelik is Romeine 1 vers 26 tot 27, en daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is, en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en in hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Ons het oor daai teks gepraat al, en dan ook Levitikus 20 vers 13, en as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het, soos 'n mens met 'n vrou het, het hulle albei iets gruweliks gedoen, hulle moet sekerlik gedood word, hulle bloedskuld is op hulle. Goed, ek dink dat die laaste opsomming of opsommende opmerkings kan u maar self gaan deurlees. Ek dink dat die woord van die Here is hieroor geweldig duidelik. En daar behoort geen
rede te wees dat kerke met mekaar vreeslik hieroor hoef te praat of te wonder nie. Kom ek gee vir julle geleentheid vir enige vrae of opmerkings. Mag wees dat julle ander argumente hieroor gehoor het as wat ek al gehoor het of gelees het, noem dit dan maar, dan hanteer ek dit as ek dit nog nie genoem het nie. Ek weet nie of daar iets is wat julle kan aandink wat ek dalk nie genoem het nie. Goed, ek sien nie dat iemand iets sy hand opsteek of iets wil vra nie. Ek gaan vir ons dan afsluit met 'n gebed. Ek wil vra dat julle weer eens saam met my sal bid. Ons sal dan volgende week met iets anders te begin. Ek gaan deur die loop van die week sal ek dit vir julle uitstuur wat ons dan van volgende week af gaan doen in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U in U woord so kristal helder is oor hierdie saak. En ons bid dan, Here, dat ons hierdie helderheid van gedagte ook sal behou. En dat ons nie sal toelaat dat die duiwel ingang vind of by ons vertroebeling sal veroorsaak nie. Dat ons ook baie duidelik en onomwonde teenoor die wêreld sal getuig van wat die waarheid is. Ons bid dat U ons kerk ook sal bewaar van hoogmoed en dat ons nederig sal bly en ons altyd sal bepaal net by U woord. Vergewe ons ook ons liefdeloosheid en ons sonde. Help ons om nie liefdeloos op te tree teenoor mense wat in hierdie sonde vasgevang is nie, maar laat ons die sonde haat en nie die sondaar nie. Laat ons die sondaar lief hê, maar die sonde uit ons eie lewe en uit die lewe van ander ook wil uitweer. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het en mooi en 'n geseënde dag vir julle almal verder. Goed gaan. Baie dankie Thomas, geseënde dag vir jou ook hoor.